Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Matteus 13 vers 53 tot 58 en ek titel dit Verwonderd in die ongeloof. Ons het lekker tyd spandeer in Matteus 13 en gesien waar Jesus in verskeie gelykenisse aan die mense vertel het hoe die koninkryk van die hemel is. In party van die gelykenisse was die disippels meer verwonderd as die mense en moes Jesus 'n paar van hulle aan die disippels verduidelik het. Veral die een van die saaier en een van die onkruid wat saam met die koring gesaai was. En dit het my nogal laat dink dat juis hierdie twee het uitgestaan in hierdie laaste gedeelte van Matteus 13. Dit was ook opvallend toe sy disippels vir hom vra, maar hoekom praat hy so baie in gelykenisse? En sy antwoord, dink ek, was so moeilik soos van die gelykenisse dalk om te verstaan, want antwoord Jesus hulle in vers 11, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Kom ons som gou dit wat die Here Jesus aan hierdie hoofstuk vir hulle geleer het. Die gelykenis van die saaier leer ons dat nie almal die boodskap van die evangelie ontvang en hou nie. Gelykenis van die onkruid leer ons dat gelowiges en ongelowiges saamlewe in die wêreld tot Jesus weer terugkom en dat dit wat die vyand vir ons bewys en bekend maak, baie lyk soos die ware evangelie, maar dit is nie. Gelykenis van die mosterdsaad leer ons dat God se koninkryk klein begin, maar groot word. Gelykenis van die skat en die parel leer ons dat die wat Jesus Christus waardeer, soos 'n skat sal hom waarlik ontvang. Gelykenis van die net leer ons God se oordeel oor die wat ongelowig is. En dan net na hierdie leringe, lees ons dat Jesus na sy tuisdorp toe gaan, en daar leer hy hulle ook in die sinagoges. Jesus gaan juis na sy tuisdorp, net na al die gelykenisse, want ek glo dat hy een ding wou laat uitstaan, en dit is dat die bekende minag veroorsaak. En ons sien dit in hierdie gedeelte. Jesus gaan leer hulle in die sinagoges, en ons sien in vers 54 waar hulle sê dat hulle verwonderd is in sy wysheid en krag wat hy toon in wonderwerke. Maar dan skop die bekendheid in waar hulle sê, maar wag, ons ken die man. Hy het altyd hier saam met ons in die dorp gewandel en gespeel as kind. Wat maak hom so special? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Is sy ma nie Maria nie? Ek dink juis op hierdie stadium kom die woorde van Jesus wat hy 'n rukkie terug geleer het aan die skare is, dat die koninkryk is soos 'n saaier waarvan die saad op 'n rots val, kom dit terug na die disippels se gedagtes, want so maklik gebeur dit in ons lewe, dat ons so gewoond raak aan die evangelie, aan 'n Christen wees, om kerk toe te gaan, dat wanneer ons die woord hoor, dit ons nie meer wauw nie, veral nie van iemand wat ons van naby ken nie, dalk selfs iemand in ons huishouding. Het dit met jou al gebeur, wanneer jy die evangelie met iemand deel, wat jy nou al jare ken? Ek onthou toe my sussie aan my die evangelie verkondig het. My heel eerste reaksie toe sy sê, sy het tot bekering gekom en haar hart vir die Here gegee, was maar, so what? Jy het saam met ons kwaad gedoen, en was maar nog altyd hier. Sien ons wel, ek was gewoond aan haar, en dit het my haar woorde laat minag. Daarom sê Jesus dat 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. Paulus skryf die volgende in 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 24. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, wat nou na 'n teken soek, en dwaasheid vir die Grieke, wat na wysheid soek. Maar vir die wat geroep is, Jode, sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. En is dit nie juis wat Jesus getoon het, en wat so bekend was in die stede rondom sy tuisdorp nie? Mag ek en jy nie gewoond raak aan die evangelie nie, of selfs aan die rotine van kerk toe gaan nie. Mag die evangelie juis die krag wees van God, wat ons en die om ons kan red,
Mag ons wandel in sy wysheid en mag sy woorde ons altyd wow. Al het jy Johannes 3 vers 16 al 1000 keer gehoor. Seën vir julle.